Nou ja vriende, kom ons gaan vandag aan met genade, deel 3. Ek het in die vorige 2 dele het ons na die woordjie genade gaan kyk in die Ou Verbond, in die Ou Testament, en het ons gesien dat met die swak of arm Afrikaanse taal wat ons het, is daar 'n groot verwarring as dit kom by die woordjie genade in die skrif. Die Engelsman roep die een mercy en die ander een grace. In Afrikaans moes ons dit genoem het barmhartigheid en guns. Barmhartigheid is iets wat ons gratis ontvang, en guns is iets wat ons in die oë van die Almagtige moet gaan vind en moet gaan soek. So ons is deur die Ou Verbond, en ek gaan vandag weer met die behandel in die Nuwe Verbond in Handelinge, en dan gaan kyk ons bietjie wat beteken die woordjie genade, guns in Handelinge, en hoe dit beskryf word in die Hernuide Verbond. Jy sal sien as ons by Paulus se briewe kom, dan sal jy agterkom dat die kerke en die dominees en die predikante en die Christene vertolk die woordjie genade in Paulus se briewe heeltemal verkeerd, en hulle gebruik net barmhartigheid, en hulle gebruik glad nie die woordjie guns nie. So ek weet natuurlik, as ons vandag Paulus se briewe uit die Bybel uithaal, dan het geen kerk en geen dominee en geen priester en geen predikant meer enige iets om oor te preek Sondag in die kerk nie. Want hulle preek net uit Paulus se briewe uit, en hulle verdraai net Paulus se versies, sodat hulle die volk kan mislei en die volk kan verwar, sodat die volk nie die pad kan vind na die Almagtige se koninkryk toe nie. Kom ons gaan aan. Ek gaan begin by Handelinge 2 vers 22. Jy is baie welkom om 'n pen en papier te vat, aantekeningetjies te maak en dit self later te gaan lees. Ek gaan nie vir u my opinie sit en verklaar nie. Ek gaan vir u lees wat in die skrif staan, en ek gaan dit vir u probeer verduidelik soos wat Vader dit aan my bekend gemaak het. Handelinge 2 vers 22 sê: Israeliete, luister na hierdie woorde. Yeshua die Nasarener, 'n man wat deur die Almagtige vir julle aangewys is, met kragte en wonders en tekens, wat die Vader deur hom onder julle gedoen het. Soos julle self weet, hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van die Vader oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gedood en omgebring. Jy sien, Vader het uit sy barmhartigheid uit sy genade uit, omdat hy die wêreld so lief gehad het hy uit sy barmhartigheid uit sy seun gestuur, om al die sondes van die wêreld te kom wegneem, wat die wêreld gedoen het tot op daai stadium. Hy het nie gekom om al die sondes weg te neem, wat die wêreld vir die volgende 2000 jaar gaan doen. Tot daar was Yeshua die sondebok. Ons het al ons sondes op hom gepak, en ons sondes is saam met hom gekruisig. En daaroor sê hy keer op keer op keer op keer: bekeer julle dan nou, en moenie meer sondig nie. Want die wat opsetlik sondig, nadat julle hierdie waarheid leer ken het, daar is vir jou geen verlossing meer nie. Jy kan dit maar in die skrif gaan lees, dit staan net so geskryf. Kom ons gaan aan by Handelinge 2, vers 24, 25, want Dawid sê van hom: ek het die Almagtige altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterkant, dat ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly, en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop. Want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of u heilige oorgee om die verderwing te sien nie. U het my die weë van die lewe bekend gemaak. U sal my vervul met vreugde by u aangesig. Jy sien, selfs koning Dawid, en hier staan dit in Handelinge, selfs koning Dawid prys die Almagtige vir die weë wat hy aan hom bekend gemaak het, wat lei na die koninkryk van die Almagtige. Daar's 'n weg, daar's 'n pad wat ons moet stap. Ons kan nie doelloos op die wêreld en op die aarde ronddwaal en dink, ons gaan by daai klein deurtjie uitkom, wat almal misloop nie. As ons die pad nie vind nie, sal ons die ingang tot die koninkryk van die Almagtige ook nie vind nie. En sy weë het hy aan Dawid al bekend gemaak. Hy het dit aan Abraham bekend gemaak. Hy het dit aan Moses bekend gemaak. En elke keer het die volk afgedwaal van hierdie weg, hierdie weë,
wat die Vader elke keer terugkom en aan hulle bekend maak. Handelinge 2 vers 46. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Dus hier praat ons van die apostels, die disciples en die apostels in Handelinge. Terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk, en die Almagtige het daagliks by die gemeente gevoeg die wat bekeer is. Jy sien, die apostels het guns gevind, hulle het genade gevind in die oë van die volk. En hoekom het die apostels of die disciples genade gevind in die oë van die volk? Omdat hulle gewandel het in die weë van die Almagtige. Hulle het gespreek die woord van die Almagtige. Hulle het nie 'n Nuwe Testament en 'n Ou Testament Bybel gehad nie. Hulle het net die boekrol van Moses gehad, soos wat Yeshua net uit die rol van Moses uitgebreek. Die kerk wil dit heeltemal verdraai, want die kerk wil hê jy moet glo dat net genade en geloof is vir die genade. Vader sê, as jy nie op my pad stap nie, al glo jy sal die deur van die koninkryk nie vind nie. Johannes 3 vers 36 sê, elkeen wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat hom ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. En die toorn van die Almagtige bly op hom. Wie in my bly, sê Yeshua, hy sal die lewe beerwe. Nie hy wat 2000 jaar terug vir 3 minute in my was nie. Hy wat in my bly, in hom sal ek bly. En ek en my Vader sal kom en ons sal by hom woning maak. Ons het 'n keuse. Jy kan vandag in hom wees en jy kan hom môre verlaat. Die keuse staan by ons. Maar ons moet guns, genade gaan vind in sy oë. Guns is iets wat jy op meriete verdien. Barmhartigheid, mercy, iets wat jy verniet kry. Maar hierdie genade, dit is iets wat Vader vir jou op meriete gee. En as ons dit verstaan, dan gaan ons agterkom, ons kan nie net rondneek soos wat ons wil nie. Ons moet guns gaan vind. Ons moet die guns gaan soek. Ons moet gaan navors. Ons moet gaan kyk wat ons weer moet doen om die guns van die Almagtige op ons volk terug te kry. Wat moet ons volk doen om weer in die guns van die Vader te kom? Om weer in Vader se goeie boek te kom. To be in good standing with the Father again. Hoe gaan ons weer ons verhouding met die Vader herstel? Hoe gaan ons weer sy guns wen? Ons moet terugkeer na sy weë toe. Dan sal hy ons die genade gee wat ons soek. Ons moet dit gaan soek, of ons gaan dit nie kry nie. Handelinge 7 vers 9 sê, en die aartsvaders was jaloers op Josef. Hulle het hom verkoop na Egipte toe. Maar die Almagtige was met hom. Josef het genade gevind in die oë van die Almagtige. Hoekom? Hy het gewandel in die weë van die Almagtige. Die Almagtige het hom nie jammer gekry oor die aartsvaders en sy broers hom verkoop het nie. Vader het hom geseën omdat hy guns gevind het in die oë van die Vader. Hy het gewandel in die weë van die Almagtige. Daaroor het die Almagtige hom guns bewys, genade geskenk. Die Vader het hom uit al sy verdrukking verlos en hom guns, genade, wysheid geskenk voor Farao, die koning van Egipte, en die het hom gouverneur gemaak oor Egipte en oor sy hele huis. Handelinge 7 vers 9 tot 10. Hy het guns gevind in die oë van Farao. Vader het hom wysheid geskenk, sodat hy kan guns vind in die oë van Farao. Want hy het guns gevind in die oë van die Almagtige, deur te wandel in die weë van die Almagtige. Farao het sy tempel of sy paleis se venster oopgemaak en gesien, daar stap hy en gesê, hey, wat is jou naam, kom hier. Ek gaan jou barmhartig wees, jy is die koning in my huis nie. Josef het dit verdien, op meriete, op die manier waarop hy gelewe het, die pad waarop hy gestap het. Daaroor het die Vader vir Josef met genade en wysheid geseën. Guns en wysheid by Farao. En as Vader jou met wysheid en guns geseën het, dan stel Farao jou aan oor sy koninkryk. Moenie mislei word deur die genade boodskapie van die een wêreld godsdiens en die kerk nie, asseblief. Verse 45. Ek is nog steeds by Handelinge 7. En ons vaders het dit ontvang en met Joshua ingebring in die besittings van die nasies
wat die Vader voor ons vaders uitgedryf het, tot op die dae van Dawid, wat genade gevind het voor die oë van die Vader, en gevra het om 'n woonplek vir die Almagtige van Jakob te verkry. En Salomo het 'n huis vir hom gebou, maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is, soos die profete sê nie. Hoor jy dit? Hoor jy Sondag in die kerk? Kom na die huis van die Here toe. Ons sit vandag in die huis van die Here. Die leuen van die kerk en die Satan op die songod se dag, wat die Vader, die Almagtige, die Allerhoogste en die Allerheiligste se Sabbate verwerp. Dan kom koop ons die leuen in die huis van die Here, by die dominee. Dan kom koop ons die genadeboodskapie wat hy vir ons verdraai, wat vir ons sê, ons moet net sit en wag, ons moet niks doen nie. Die Jesus van die Katolieke kerk, hy kom, hy sal ons kom haal. Ons gaan almal blink pareltjies in sy kroon wees eendag in die hemel. So lieg ons vir ons kinders ook. Ons groot mense, ons belieg en ons bedrieg ons kindertjies so. En ons maak hulle van kleins af, maak ons hulle vir die hel groot. Vers 49. Die hemel is my troon, en die aarde die voetbank van my voete. Watter soort huis sal julle vir my bou? Vra die Almagtige. Of hoe danig is die plek van my rus? Jy moet dit gaan lees, en jy moet verstaan wat jy lees. Handelinge 11 vers 19. Die wat dan verstrooi was deur die verdrukking, wat oor Stefanus ontstaan het die land deurgegaan tot by Fenisië en Cyprus en Antiochië, sonder om tot iemand die woord te spreek, behalwe tot die Jode alleen. En daar was sommige van hulle, Cyprese en Sirenese manne, wat aan Antiochië gekom het, en met die Grieksprekende Jode gepraat en die evangelie van Yeshua verkondig het. En die hand van die Almagtige was met hulle. En 'n groot getal het gelowig geword en hulle tot die Almagtige bekeer. Jy sien, hier in vers 20-21 het hulle die woord wat Yeshua verkondig het hulle ook verkondig. En die hand van die Almagtige was met hulle. Hy was hulle weer eens genadig. Hulle het guns gevind in die oë van die Almagtige. En daaroor was die hand van die Almagtige op hulle. Hulle het guns gesoek. Hulle het gewandel in die weë van die Almagtige. Hulle het verkondig die woord van die Almagtige. En daarom was die hand van die Almagtige op hulle. En het die hand van die Almagtige hulle geseën uit genade. Hulle het guns gevind. Hulle het guns verdien uit Meriete uit. En die manier waarop hulle gelewe, gewandel, gepreek en die woord verkondig het. Toe kom hulle in guns by die Almagtige. En hy het sy hand van bewaring oor hulle. En die berig hiervan het die gemeente wat in Jerusalem was, ter ore gekom. En hulle het Barnabas afgestuur om die land deur te gaan tot by Antiochië. Toe hy daar kom en die genade van die Almagtige sien, was hy bly en het almal vermaan om met hartlike voorneme aan die Almagtige getrou te bly. Kom het weer, Barnabas. Hy het nie genade gevind, barmhartigheid gevind. Hy het guns gaan vind. Hy het gesien, hierdie mense is in die guns van die Almagtige. Hierdie mense het guns gevind in die oë van die Almagtige. En daar draai hy om en hy verkondig presies dieselfde woord en sê, bly getrou aan die Almagtige en wandel in die weë van die woord van die Almagtige. Want hy was 'n goeie man en vol van die Heilige Gees en geloof, en 'n aansienlike skare is aan die Almagtige toegebring. Weereens, hy het guns gevind. Hy was 'n goeie man vol van die Heilige Gees en die geloof. Die Heilige Gees is Vader se woord, sy wet, sy verordeninge, sy insettinge wat in jou hart is. Die Heilige Gees is niks anders as dit. En enige gees wat jou anders as dit kom leer, is 'n valse gees. Jy moet die geeste gaan toets, sê die skrif, of hulle van die Almagtige is. Want daar's baie valse geeste, en daar's baie geeste, en daar's baie valse Christusse, en daar's baie valse profete. Maar as hulle hierdie woord nie aan jou verkondig nie, as hulle hierdie woord verdraai, is dit nie die Heilige Gees, die apartgestelde Gees van die Almagtige wat met jou praat. Handelinge 13 vers 43. En toe die sinagoge uit was, het baie van die Jode en die godsdienstige Jodegenote Paulus en Barnabas gevolg. Die het hulle toegespreek en hulle probeer beweeg om in die genade van die Vader te bly. Hoe bly mens in die genade as dit gratis uitgedeel word? Om
om in die guns van die Vader te bly, moet jy op die pad van die Almagtige wandel. Maar die genade woordjie word verdraai, sodat ons kop, ons verstand hom nie meer verstaan nie, en dat ons van die dwaal leer van die Satan begin inneem, sodat ons emosie oordonder word met genade en liefde en hoop, dat ons nie meer met ons verstand en ons harte om gehoorsaam te wees aan die woord van die Almagtige, sodat ons weer kan guns vind in sy oë nie, sodat hy weer ons land kan genees, as die volk guns vind in sy oë nie. Handelinge 14 vers 16. Daarna sal ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, en ek sal weer oprig en dit herstel, sodat die oorblyfsel van die mense die Almagtige kan soek, en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek die Almagtige, wat al hierdie dinge doen. Ek sal die huis van Dawid weer oprig, dit wat vernietig is, en oor al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, en die oorblyfsel van die mense, luister mooi, nie al die Christene nie, die oorblyfsel van die mense, sal weer die waarheid begin. Aan die Almagtige is al ons werke van ewigheid af bekend. Daarom oordeel ek, dat ons die wat uit die heidene hulle tot die Almagtige bekeer nie moet bemoeilik nie, maar aan hulle geskrywe dat hulle moet onthou van die dinge wat deur die afgode besoedel is, en van hoerery, en van wat verwrig is, en van bloed. Kyk mooi, die heidene het hulle bekeer van hulle afgode. Kersfees, Paasfees, Hoerfees, Sonfees, Valentynefees, Halloweenfees, alles wat besoedel is. Hoererye met afgode, en dit wat verwrig is en van bloed, want hulle verwrig mos 'n ding dat hy dood is, hy word nie geslag nie, en hulle drink mos bloed, waarteen die Vader ons gewaarsku het. Maar hulle het bekeer van hierdie dinge af. Hulle het guns kom vind in die oë van die Almagtige, omdat hulle daai goed verwerp het, uit hulle huise uitgekry het, en uit hulle lewe uitgekry. Daaroor het hulle guns gevind in die oë van die Almagtige. Hulle het bekeer, die heidene. Ons wat sê ons is Christene, maar as weier ons om ons te bekeer, dan is ons heidene. Want die heidene is die wat goddeloos is, die wat wetteloos is, en die wat afgedwaal het, dit is die heidene. En hierdie boervolk is vandag 'n heidense volk. Hierdie hele volk in Suid-Afrika is 'n heidense volk. Hulle is buite die laar van die Almagtige. Ons is uitgewerk, ons is onrein met die gode waarmee ons hoereer. Ons het ons huise onrein gemaak. Ons varkvleisvreetery, ons kreefvreetery, ons Sondag kerkaanbidding, ons songod aanbidding, ons Kersfeeshouery, het ons onrein gemaak vir die Almagtige. Hierdie volk is vandag 'n heidense volk. Ons sal moet iemand kry om hierdie volk terug te bring in die laar, en hulle onheiligheid en hulle onreinheid agter te laat. Maar ons wil nie, want die onreinheid van hierdie volk is te lekker. Vers 26, Handelinge 14. En daarvandaan het hulle weggegaan na Antiochië, waar hulle aan die genade van die Almagtige opgedra was, vir die werk wat hulle volbring het. Hulle was opgedra aan die genade van die Almagtige, vir die werk wat hulle volbring het. Wat beteken dit? Hulle het weer guns gevind in die oë van die Almagtige, omdat hulle sy pad gewandel het. Hulle het die weë gewandel, hulle het die woord onderhou, hulle het die woord verkondig. Watter woord het hulle verkondig? Die wette, die gebooie, die instruksies, die verordeninge, die insettinge, wat die Almagtige vir Moses gegee het op die berg Sinai. Hulle het niks anders gehad om te verkondig. Hulle het nie Paulus briewe gehad wat hulle kon verdraai nie. Hulle het net die woord van die Almagtige verkondig. En die woord van die Almagtige is sy seun wat vlees geword het en onder ons kom loop het. Dieselfde woord en verordeninge en insettinge en gebooie en instruksies wat ons vermoor het, aan 'n paal opgehang, omdat ons hom nie wou gehoorsaam nie, omdat ons nie daai instruksies wou volg nie. Dis hoekom ons volk het hom vermoor, en hulle sal hom weer vermoor as hy vandag na hierdie aarde toe kom. As Yeshua vandag in Suid-Afrika land, sê ek nou vir u, vermoor die boervolk Yeshua môreoggend weer, want hy gaan weer dieselfde woord kom verkondig, en hy gaan die kerke in hierdie land toemaak. Hulle vermoor hom weer. Maar as die Jesus van die Katolieke kerk môre hier land, dan aanbid die hele boervolk môreoggend op Sondag Jesus Christus van die Katolieke kerk. Ek sê dit vir u, ek is hartseer as ek dit sê, en ek sien dit. Ons gaan Yeshua weer kruisig, hierdie volk
Die Christene gaan hom weer vermoor. En hulle gaan agter die songod van die katholieke kerk aanhardloop en hulle sal Sondagoggend weer in sy kerk sing. Vers 27 van Handelinge 14. En toe hulle daar kom en die gemeente saamgeroep het, het hulle verslag gedoen van al die dinge wat die Vader met hulle gedoen het. En dat hy 'n deur van geloof vir die heidene geopen het. Jy moet mooi luister. Daar's baie boervolk en baie Afrikaners en baie blankes en baie boere in Suid-Afrika vandag, wat ek hoor, wat sê, ek is 'n uitverkorene van die Almagtige. En niemand anderste nie. Ek het nuus vir u. As jy buite die laar is jy nie die uitverkorene van die Almagtige nie. Jy is nie onder die genade van die Almagtige nie. Jy vind nie guns in die oë van die Almagtige nie. Jy's 'n heiden. Jy verwerp die guns van die Almagtige, of jy 'n boer is en of jy 'n Afrikaner is, of jy 'n heiden is. Ek sê nou vandag vir u, dit staan in die skrif geskryf, as jy in die laar van die Vader nie is nie, deur jou onreinheid en jou onheiligheid en jou goddeloosheid en jou wetteloosheid, is jy nie deel van die volk van die Almagtige nie. Jy is nie deel van die laar van Israel van die Almagtige nie. Jy is deel van die heidene. Want jy horeer agter die heidene se gode en se lekkerte aan. Jy is nie van die Almagtige se volk nie. Jy is nie deel van die gesin van die koninkryk van die Almagtige nie. Voor jy jou drek nie laat staan en terugkom in die laar, die heilige laar van die koninkryk van die Almagtige. Die Vader laat niks wat onrein en onheilig en wetteloos en goddeloos is in sy laar toe nie, en nog minder in sy koninkryk. Jou Afrikaanse taal en jou 4-kleur vlag sal jou die koninkryk nie laat haal nie. Jy moet jou hart besny en jy moet jouself verneder en jy moet op die regte pad gaan wandel. Jy moet jou vlag uit jou buik toe stap, gaan jy in die Kaapie uitkom, my maat. Ons is op die verkeerde pad. Ons eie ek, ons eie ego het ons verblind. Ons is nie meer in die guns van die Almagtige nie. Ons vind nie meer genade in sy oë nie. Handelinge 15 vers 1. En 'n sekere persone wat van Judea afgekom het, het die broeders geleer: as julle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word. Toe daar nou geen klein stryd en woordewisseling van die kant van Paulus en Barnabas teen hulle ontstaan het nie, het hulle besluit dat Paulus en Barnabas en nog 'n paar ander van hulle sou opgaan na die apostels en die ouderlinge in Jerusalem in verband met hierdie vraagstuk. So, daar was 'n vraag, hulle het nie gestryd daaroor nie, hulle het besluit hulle gaan na die oudstes toe in Jerusalem, hulle gaan sorteer dit in Jerusalem uit oor hierdie vraagstuk. En hulle is daar deur die gemeente uitgelei in Fenisië en Samaria, en hulle het deurgegaan en vertel van die bekering van die heidene, daar waar die boervolk vandag sit, en aan al die broeders het dit groot blydskap verskaf. En by hul aankoms in Jerusalem is hulle ontvang deur die gemeente en die apostels en die ouderlinge, en hulle het verslag gedoen van al die dinge wat die Vader met hulle gedoen het. Maar sommige gelowiges uit die party van die Fariseërs het opgestaan en gesê, dit is noodsaaklik dat hulle besny word en bevel ontvang om die wet van Moses te onderhou. En die apostels en die ouderlinge het vergader om hierdie saak te ondersoek. Vers 7, net toe daar 'n groot woordewisseling plaasvind, het Petrus opgestaan en vir hulle gesê: broeders, julle weet dat die Vader lank gelede onder ons verkies het, dat die heidene deur my mond die woord van die evangelie, nie die evangelie nie, die wet, sal hoor en gelowig word. En die Vader het die harte geken, het vir hulle getuienis gegee deur die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. En hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. Nou dan, waarom versoek julle die Almagtige? Word hy weer versoek? Deur op die nek van die disippels 'n juk te lê, wat ons vaders ook nie in staat was om te dra nie. Maar ons glo dat ons deur die genade, guns van die Almagtige en van Yeshua gered word, op dieselfde manier as hulle ook. Op watter manier is dit? Hulle stap die pad, hulle glo die woord, hulle wandel volgens die woord. Ons volk is nog te hardnekkig. Ons harte is nog te hard, want dit gaan nog te goed om te erken dat ons rug op ons verlosser gedraai het, om in die guns te kom van die wêreld en die mensdom. Ons volk moet leer ken die verskil tussen barmhartigheid en genade,
En ons volk moet weer die genade van die Almagtige gaan soek, sodat ons dit kan vind. Want as ons in sy guns is, dan hoef ons nie te bid vir reën nie. Hy sal vir ons reën gee op sy tyd. En as daar 'n droogte kom, hoef ons nie te bid vir reën nie. Vader het 'n doel met elke droogte. Want Vader ken die aarde, hy het hom geskape, die aarde het 'n droogte nodig nou en dan. Kom ons keer terug. Kom ons gaan soek die guns van die Almagtige, in plaas van die guns van die wêreld en die kerk en ons naaste. Dan sal Vader vir ons hierdie land kom genees, sonder dat ons 'n vinger hoef te roer.